mij. Want die bruidegom die komt in de nacht. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Die bruidegom die komt in de nacht. Hosanna, Hosanna in de hemel. Hosanna, Hosanna in de hemel. Hosanna, Hosanna in de hemel. Want die bruidegom die komt in de nacht. Ja, gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Want die bruidegom die komt in de nacht. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Want die bruidegom die komt in de nacht. Oh, Hosanna, Hosanna in de hemel. Ja, Hosanna, Hosanna in de hemel. Hosanna, Hosanna in de hemel. Want die bruidegom die komt in de nacht. Ja, wees wakker, waar het vroom is. Wees wakker, waar het vroom is. Wees wakker, waar het vroom is. Want die bruidegom die komt in de nacht. Oh, gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Want die bruidegom die komt in de nacht. Halleluja, gooi olie in die lamp van mij. Ja, gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Want die bruidegom die komt in de nacht. Ja, gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Ja, gooi olie in die lamp van mij. Want die bruidegom die komt in de nacht. Oh, halleluja, prijs die naam van die Here. Prys die Here, amen. Dankie Here Jesus. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons in hierdie dag na U toe kan kom in die mooi naam van U seun, ons Here Jesus Christus. Ons wil U eer en ons wil U loof vir U goedheid en U genade. Baie dankie Here Jesus dat ons U wat die ewige woord, gesalfde woord van God is, dat ons die woorde wat die Vader deur U gespreek het, kan ontvang en dat ons daarna sal luister en dit sal aanneem en dat dit in ons hele wese sal wees, die woord van die Here. Want Here, ons weet dat die woord is in staat om ons siele te red. Laat ons dan lewe volgens die woord. So Dawid gesê het, lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Jesaja sê, wandel in die lig van julle vlam en dankie dat U die vlam, die Heilige Gees, ook vir ons gegee het, sodat ons ligte kan brand, lampe kan brand, sodat U verheerlik kan word. Selfs U woord sê dat die opening van U woord gee lig. Dankie Here, dat ons weet dat U woord gee lig, en laat ons in hierdie dag dan weer lig sal ontvang wanneer U woord uitgaan, sodat ons daarin kan wandel soos wat U in die lig is. Verheerlik U groot en heilige naam dan in hierdie oomblikke, Here. En ons bid vir elkeen wat luister. Ja, Here Jesus, laat elkeen 'n oor sal hê wat kan hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons dank U omdat ons ook dit weet, Here, dat U
het vir ons in hierdie lewe, nadat ons gered is, 'n oor gegee om te hoor. Nie soos wat ons vleeslike ore hoor nie, maar die Here 'n geestelike oor, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Baie, baie dankie, Here, dan vir elkeen, dat U elke oor sal bestryk met U bloed, sodat net die waarheid van U woord elke binneste sal bereik, sodat ons in waarheid kan lewe, in waarheid kan wandel, en laat ons waarlik, soos wat die skrif sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, dat die waarheid ons ook sal vrymaak. Baie, baie dankie dat U nou U woord seën aan elke hart tot verheerliking van U groot en heilige naam. Amen en amen. En ons wil aan die Here baie dankie sê dat ons so saam kan wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Daar's een skrif wat baie mense gebruik, en dit is: net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Maar ek wil net in hierdie oomblik vir u iets sê, en dit is dat goedheid en guns sal ons volg as ons die Here volg. Die Here het gesê, volg my, en as ons die Here volg, sal goedheid en guns ons volg. Prys die Here. En ek dank die Here dat ons voorreg het om weer die woord van die Here, hierdie evangelie, te kan verkondig op Joy Gospel Radio. En ons sê baie, baie dankie aan Pastor Barry en sy vrou Christel, en ons bid die seën van die Here op hulle af, gesondheid en krag en voorsiening, en ons dank die Here vir hierdie geleentheid om dan hierdie evangelie wêreldwyd te kan verkondig. Prys die Here. En ek is Pastor Fippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en ek dank die Here vir die Heilige Gees, want die Pinksterfees in die Ou Testament was 'n fees na die oestye, en ek dank die Here dat hierdie Pinkster het vir ons ook geword 'n oestyd, want die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Halleluja. En dit veroorsaak dat die oes ingebring word, as dit gedrywe word deur die Heilige Gees, die woord van God, sodat mense tot bekering kan kom. En dit is waarom Pinkster sonder die Heilige Gees is nie Pinkster nie. En jy kan 'n Pinksterfees hou sonder die Heilige Gees, beteken niks. So Pinksterfees kan alleen gekoppel word aan die Heilige Gees. Sover het ons in die Nuwe Testament aangaan. Maar ek dank die Here dat ons in hierdie dag ook kan stil staan by sy onfeilbare woord, en ek wil graag saam lees iets wat baie belangrik is in die tyd waarin ons leef. Paulus skryf in Efesiërs, en die woord van die Here is, halleluja, as ek dit so kan uitdruk, die woord van die Here is volkome volmaak. Volkome volmaak. En hy sê hierso in Efesiërs, die 6de hoofstuk, ons is by die wapenrusting. Die heel eerste ding is wat hy hierso sê, die 13de vers: daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. So ons moet weerstand bied sodat ons staande kan bly. Maar wanneer in die dag van onheil? Wat is die dag van onheil? As die duiwel met versoeking na jou toe kom, dis nie meer van sonde nie, hy versoek jou uit die woord uit om die leuen te glo. En 'n baie belangrike ding, die dag van onheil is wanneer jy die leuen bokant die waarheid kies. Wanneer die leuen uit die woord van die Here verkondig word, dan staan jy in die dag van onheil. Dit meen is hierdie twee dinge, die leuen en onwaarheid, en natuurlik die verleiding en die misleiding van die vyand se kant af, en dat ons absoluut die waarheid moet doen. Daarom sê die woord heel eerste, hy sê, staan dan vas, julle lende die waarheid omgord,
met die borswapen van geregtigheid aan, en dan praat hy van die skoene ensovoorts, en die heel laaste een, in die 16de vers, die heel laaste deel van die wapenrusting is dit. Hy sê, die 17de vers, en neem die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Neem dit aan, want die swaard van die gees, die woord van God. Halleluja. Waarheid, swaard van die gees, die woord van God, is die waarheid. En net deur die waarheid kan ons in die dag van onheil staande bly. Ons kan weerstand bied met wat? Met die swaard van die gees, die woord van God. En ek het nie nodig om die swaard te trek nie. Ek verkondig net die woord van die Here. Die Heilige Gees werk met die swaard, die woord van God. Daarom lei hy my in die hele waarheid in. Maar ek wil net die waarskuwing van, daarom neem die wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande te kan bly. Wat moet ons volbring in ons lewens met die wapenrusting aan? Staan dan in die waarheid. Staan in die vryheid van die waarheid. Dis al wat jy, want hy sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Dit meen, ons moet in die dag van onheil staande bly in die waarheid. En weerstand kan bied in daardie dag, in waarheid. Dis die hele tyd waarheid. En nou sê die woord, as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die seun is die woord. Ons is nou weer by die swaard van die gees, die woord. En hierdie swaard van die gees, wat die Heilige Gees hanteer, kan my leer my om weerstand te bied uit die waarheid, deur die waarheid, in waarheid. En om te staande te kan bly in die waarheid, deur die waarheid, en met die waarheid. Halleluja. So, alles gaan oor die waarheid. En nou kom die Here Jesus en hy gee hierdie waarskuwing, en ek wil dit graag lees. Hy sê in Matteus 7 vers 13, hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Ek wil luister, wat sê die woord verder, want dit is mooi. Hy sê, want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Hier is 'n interessante ding. Die eerste ene is, daar's baie op hierdie breë pad. Die tweede een, hy sê, en daar is min wat dit vind. Want die breë pad het jy nie nodig om te vind nie. Want voordat jy gebore word, stap jy op hierdie pad. Die breë pad. Nou, baie mense sê hulle is gered. Hulle is Christene, maar hulle het nog nooit die pad gevind nie. En dit is wat die woord sê, daar is min wat dit vind. Halleluja. En hierdie pad vind jy alleen in Christus. Jy kan gered wees, jy kan sê, getuig daarvan dat jy kind van die Here is, jy's 'n Christen en jy glo Here Jesus lewe en jy glo in die Vader, jy glo in die Seun, jy glo in die Heilige Gees, al hierdie mooi dinge. Maar daar is een ding wat belangrik is, jy moet hierdie smal weg vind. En alles rondom jou, daar in die kerk waar jy aanbid, dit maak nie saak wat, jy moet die Here Jesus vind, en dan moet jy nog die weg ook vind, hierdie smal weg. En waar vind jy die smal weg? Net in die waarheid van die woord. En dit is waarom dit so belangrik is. Dan gaan die Here Jesus verder, maar wat ek hier wil sê is, daar het ongelukkig tussen die 13e en die 14e vers, het daar
het daar 'n ander versie ingekom. Ek weet nie, dit kan nie 13b wees nie en dit kan nie 14a wees nie. So daar is 'n versie wat nie 'n nommer het nie, waarin hulle vandag glo. Nee. Dat leiers van die kerk, en is net die 3, ek wil sê groot Pinksterkerk, 3 van hulle, nee, is daardie 3 verkondig dieselfde ding nou. En dit is dat ons moet nie praat van die breë weg. Ons moet nie daar wandel nie. Ons moet ook nie praat van die smal weg nie, want die smal weg is te konservatief en die breë weg is liberalisme en dit is links en dis weet jy wat alles hier en die ander een is reg ensovoorts. En hier tussen hierdie 2 verse het hierdie kerke nog 'n pad ingesit. En hierdie pad is die middeweg. Nou, in God se woord het ek nog nooit gelees van 3 weë nie, net van 2. En die Pinksterkerke begin verkondig 'n middeweg, 'n derde pad, wat nie beskryf is in die woord van die Here nie. Maar die Here het gesê, is interessant, dat die breë pad, ek wil net, hy lyn is wyd en lei na die verderf. Dis breed, poort is wyd en lei na die verderf en daar is baie wat daardeur ingaan. So ons kan nie twyfel oor hierdie pad nie, want daar is baie mense wat omloop. So wanneer ons dan hierdie een weg, ons ken hom, en die duiwel het dit reg gekry, en die woord sê, hulle het 'n deurpos langs myne gemaak, en dit lyk net soos myne. So daar is 2 deurposte, en die een deurpos is die Here se, en dit is die smalweg. Die tweede deurpos is die ene wat reg lyk. Die een is reg, en die ander een lyk reg. En hierdie weg is die middeweg, want dit lyk na Christelik, dit lyk na Christen, dit lyk na gelowiges, dit lyk alles. Maar dis nie die Here se nie. En dis hierdie middeweg waarvan die woord sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So, wat hulle vandag verkondig, hulle verkondig die weg na die verderf, en dan verkondig hulle die weg na die lewe, en dan sê hulle, en nou sê hulle, daar is nog 'n weg, en dis die weg van die dood. En hierdie deurpos staan langs die Here se. En wat hier vir my interessant is, dat die Here Jesus sê, ek dink ek gaan dit net gou lees, ek wil net gou daarna Spreuke 27:28 toe gaan, wat hy hierdie mooi woorde sê, halleluja. Ek wil net gou gekry, as ek dit net gou kan kry, ekskuus. Maar ek gaan dit net vir u quoteer, want dit is wat hy hier in Spreuke 28:6-7-28 sê hy dit. Hy sê hierdie woord, ek het hom gekry. Nou, jy kry die middeweg, jy kry nou die noupoort, en jy kry die breë weg, smalweg, die middeweg. Dit is wat hulle vandag verkondig. En hy sê hierso, in Spreuke 28 vers 18, hy sê, wie opreg wandel, sal gehelp word.
Maar hy wat verward is, wat die twee paaie betref, sal met eens val. Dit meen, as jy verward raak tussen die middeweg en die smalweg, as jy verward raak, dan sal jy met eens val, soos die woord van die Here. En die Pinksterkerk verkondig dit vandag van 'n middeweg langs die smalweg, wat se deurpos net soos die Here se lyk, want hulle verkondig ook die evangelie. Nou sê die woord van die Here, ek wil dit weer lees. Die opregte, wie opreg wandel, sal gehelp word. Dit meen, as jy opreg wandel, en die woord van die Here is so vol van al hierdie wonderlike dinge. As jy opreg wandel, sal jy gehelp word. Wat is opreg? Gaan dit vir u lees in Korintiërs, die 2de hoofstuk, 2 Korintiërs, die 11de hoofstuk. Paulus sê hierdie woorde, hy sê, die 3de vers, 11de hoofstuk van 2 Korintiërs, 3de vers, maar ek vrees, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Dit meen, as jy 'n middeweg verkondig, en jy wandel daarop, het jy vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Dis waarom hy in Spreuke sê, wie opreg wandel, sal gehelp word. Om wat te doen? Om die smal weg te vind, daarop te wandel, om by die deurpos van die Here in te gaan. Maar die Pinksterkerk het op die plek gekom, waar hulle hierdie middeweg verkondig. En daar is nie so 'n versie in die Bybel nie, inteendeel, jy kan verward raak tussen die deurpos van die Here en die deurpos wat lyk soos die Here se. Jy kan verward raak en jy kan beland in 'n middeweg, nie meer op die smalweg nie. En net die smalweg lei na die lewe toe. Die middeweg lyk vir ons reg, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Ons het nie nodig om te praat oor die breë weg wat na die verderf lei nie. Want ons sien hoe die mense dit loop. Maar die kerk is so listig, vol listigheid van die duiwel. Soos Paulus het hier gesê het, ek wil dit weer lees. Maar hy sê, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak. En almal wat die middeweg verkondig, sy sinne het bedorwe geraak deur die listigheid van die duiwel, om 'n deurpos langs die Here se deurpos te maak, wat net soos die Here se lyk. En die kerk verkondig hierdie middeweg, en die woord beskryf het, 'n weg wat vir die mens reg lyk, en die einde daarvan is die weë van die dood. En nou sê die Here Jesus, en hierby wil ek afsluit, die 7de hoofstuk, hy sê, hy het nou gepraat van die 2 weë, en ons het uitgevind van die 3de weg wat hulle verkondig, en dan sê hy, die 15de vers, hy sê, maar, pas op vir die valse profete, wat in skaapklere na julle kom, en van binne roofsigtige wolwe is. Wat se roofsigtige wolwe? Ek wil vandag vir u iets sê. Die kerkwêreld roof die lidmate van geld. Hulle is, hoe sê die woord, ek wil dit weet, roofsigtige wolwe. Is al waarna hulle kyk is geld. Geld as 'n lidmaat te sien, dis geld. En dan sê hulle, jy moet jou 10de bring, jy moet dit bring, en al hierdie goed bring. Dis al wat hulle belangstel. Ek wil sê 90%.
Want hulle is valse profete wat 'n middeweg verkondig en is al wat hulle wil hê is geld. Ek wil amper sê, hulle soek, hierdie predikers van vandag soek die guns van die mense, sodat hulle uit die mense geld kan kry. En dis die middeweg waarop ons wandel. Daarom sê die Here, pas op vir die valse profete, valse predikers, valse leraars, valse apostels, valse Christusse. Prys die Here, kom laat ons nigter wees, soos die woord sê, en daar in die smal weg vind. Prys die Here. Vader, baie dankie vir die onfeilbare woord. Dankie dat u seun die woord aan ons kon verkondig het. En dankie dat hy die getroue, waaragtige getuie van God is. En Here, soos ons gelees het in die woord, dat ons lendene moet met die waarheid omgord wees, swaard van die gees, wat die woord van God is. Baie dankie, Here, dat u elkeen dan so seën, tot verheerliking van u groot en heilige naam. Amen en amen.